Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here op 'n baie besondere dag in ons kerkjaar op Goeie Vrydag en alleen op grond van Sondag wat ons weet kom, die opstandingsdag, dat ons weet en kan ons vandag Vrydag 'n Goeie Vrydag noem. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? So sê die Here, julle hulp kom van my, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, van hom wat is en van hom wat weer sal kom. Amen. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, soos ons gesing het ook, die alomteenwoordige Here ook oor tyd heen, U wat was, wat is en wat sal kom. Here, dankie dat U in daardie groot liefde ons omvou. Juis op 'n dag soos vandag, Here, waar ons terugkyk op die kruisgebeure, waar U 'n sondige wêreld in U liefde omvou het en skuld weggeneem het. Wat mens nie kan doen nie, doen U. Here, en so besef ons in baie opsigte in ons lewe, hoe mens ons is. Nie in staat nie, feilbaar. Maar dan, Here, soveel des te meer besef ons ook daarmee saam, in wie ons is, wie U is. Die een wat kan, wat dit gedoen het, alwys volmaakte liefde. Here, en ons verstaan dit nie. Ons gedagte kan dit nie begryp nie. Daardie liefde. Die liefde van die kruis. Here, maar ons hoef ook nie te verstaan om dit ons eie te maak nie. Soos ons die genade nie ten volle verstaan nie, kan ons dit steeds ons eie maak. Want dit is wat U God maak, die gans andere. Ja, Here, en daarom kom ons op hierdie dag van die kruis met ons groot menslike onbegrip ook. Maar ons besef met dit is ons U kinders en U trek ons in die liefde nader en U leer ons deur die woord. En ons stap 'n pad van heiligmaking, pad saam met U. Here, en dankie dat daardie pad ons ook nou hier bring in die kerk, saam met medegelowiges. Dat ons opnuut kan stil sit, stil raak, en in verwondering ook gewoon net daarop antwoord. Lei ons ook nou waar U deur die woord en in die gees van waarheid tot ons spreek. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes 19 verse 28 tot 37. In my Bybel is dit op bladsy 151 van die Nuwe Testament, Johannes 19, 28 tot 37, is die opskrif daar, Jesus sterwe. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suur wyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suur wyn op 'n hyssoptakkie gesit en het teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring.
Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vandag staan ons stil by een van die groot momente in ons Christelike kerkjaar. Ons kan sê een van die belangrikste gebeure in die mense jeugenis. Die kruisiging van Jesus Christus. Aan die kruis waar Christus ondraaglike pyn ervaar het, verwerping ervaar het, met daardie donker woorde, spreek hy woorde van hoop. Die sogenaamde 7 kruiswoorde. Trouwens, ons kyk juis in die Bybelstudie nou na hierdie 7 kruiswoorde. 7 kruiswoorde as krete, uitroepe aan die kruis. Maar dan moet ons dit ook raak sien, veral op 'n dag soos vandag met Goeie Vrydag, hierdie woorde aan die kruis, hierdie krete, was nie net woorde van lyding nie, alhoewel ten diepste ook ja, natuurlik. Maar dit was woorde van hoop. Woorde wat tot ons harte spreek en hierdie kruiswoorde wat deur eeue heen resoneer tot vandag toe, tot hier en nou, en dat ons dit in die Bybel het, daaroor kan besin, die diepte van die lyding van ons Here. En geliefdes, ons kyk daarom na hierdie kruiswoorde. Ons luister saam, ons dink, ons herbesin, want dit is ook bekende kruiswoorde. Maar wat sê hierdie woorde vir ons hier, nou en vandag? Ons fokus, geliefdes, val spesifiek op 2 van die 7 kruiswoorde van Jesus. Ons lees dit in ons teks trouwens in Johannes 19 vers 28 tot 30. Ander kruiswoorde word maar so in die ander evangelies ook opgeneem. Nie een evangelie het al 7 kruiswoorde nie. Soos mens die verskillende evangelies by mekaar, langs mekaar sit, kan mens aflei dat dit die 7 kruiswoorde was en 7 volmaakte getal. Ons kyk na 2 daarvan wat ons in ons teksgedeelte gelees het in Johannes 19 vers 28. Hou ek vir u voor, hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Dis hierdie uitroep. Dis nie net gewoon sê soos wat mense sou praat nie. Dis 'n uitroep, dis 'n kreet. Ek is dors. En daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Hulle het toe 'n spons vol suurwyn op 'n soptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Toe Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, en dis die tweede wat ons na kyk, tweede van die 7 kruiswoorde, dit is volbring. En hy het sy kop laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Hierdie 2 kruiswoorde, ek is dors en dit is volbring, vat ook baie goed weer die essensie, die dieptepunt van die kruis. Want as ons na die eerste kruiswoord kyk, ek is dors,
dan is dit iets wat ons weet waarvan Jesus praat. Dis iets eg menslik. Ons weet wat dit beteken om dors te wees. En daar is smagting wat net water kan bring. Ek is dors wat die Here vra. Dis 'n fisiese behoefte. Maar hierdie uitroep ek is dors suggereer veel meer. Dit vertel van Christus se liggaam ook. Uitgeput. Verinneweer, gebreek soos brood. En dan hierdie uitroep ek is dors. Dit is eintlik veel dieper ook net as hierdie menslike emosie waarvan ons goed wel bewus is. Dit is veel meer as net 'n dors na water, soos wat ons dors ken. Ons lees dat Jesus dit juis gesê het, baie interessant, en so elke frase moet mens stap vir stap deurgaan, want dit word met rede intentioneel so geskryf. Jesus het hierdie woorde geuiter sodat die skrif vervul kan word, lees ons. Nou die skrif verwys na die Ou Testament, profesie in die Ou Testament wat vooruitwys na die Messias. Tot op die kruis nog, in Christus se laaste momente, sy laaste oomblikke van lewe, vervul hy nog die Ou Testament as Messias, wat een en elk van die Ou Testamentiese profeseë vervul, en hierdie uitroep, ek is dors, is sodat die skrif ook vervul kan word, om vir die mense daar te wys, ja, dis die Messias. Ons lees dit onder andere in Psalm 69 vers 22, vir my dors het hulle my asyn laat drink. En staan elke keer in groot verwondering, geliefdes, dat Ou Testamentiese tekste baie jare voor die kruisiging so haarfyn korrek weergee, en in Christus een en elk het hy vervul. Statisties is dit naby aan onmoontlik, maar Christus het een en elk vervul. Hierdie profesie van die Ou Testament wat sê die Messias se dors word geles met asyn. En daarom hierdie suurwyn wat daar staan, is maar dieselfde. Dink jy dit in, daardie oomblik in jou lewe waar jy baie dors was. 'n Dors wat water alleen sal les. En jou dors word nie geles nie. Ons sou sê, enige dors kan net geles word deur water, en Christus se versoek, ek is dors, ek het dors, word hy gegee nie water nie. Tot op sy laaste word hy in plek van water asyn gegee. Ons kan hoor hoe hierdie teks eintlik krap, hoe dit vertel van hierdie lyding van die Messias. Nie eers op sy laaste oomblikke word die seun van die mens bietjie water gegee nie. Asyn. Geliefdes, maar verder ook, soos ons pas gesê het, dat ek is dors 'n baie menslike ding is waardeur ons gaan. Elke dag is daar 'n moment wat jy moet water drink en mens dors raak. Dis gelykstaande aan menswees. Dors wees aan menswees. En dit onderstreep vir ons iets baie belangrik ook, dat ons opnuut raak sien, maar Christus aan die kruis was nie net God alleen wat gelei het nie, maar dit is ook Christus die mens wat gelei het. Ek as dors is Jesus die mens. Hierdie smagting na om sy dors te les. Maar dan veel dieper ook hierdie dors 'n geestelike leegheid.
Wat Christus daar aan die kruis geneem het, ons vertaal dit in ander woorde, die sonde wat hy op hom geneem het. En hy het dit gedoen. Verder ook, geliefdes, wat ons sien, klein momente wat baie sterk teologiese intensie vir ons weergee, waar Christus sê, ek is dors, en ons kan sien, ja, dis ook as mens wat hy gelei het. Hy het regtig deur hierdie pyn gegaan. Sien ons daaraan ook, as ons dit nader aan die huis neem, is die huis die seun van die mens, God, is nie onbekend aan menslike lyding nie. Hy het gelei soos 'n mens. Hy weet wat swaar kry beteken. God is nie onaangeraak deur ons dors wat ons in hierdie lewe ly nie. Jy kan hoor, dit strek veel dieper as net die fisiese dors. Wanneer jy moeg is, wanneer jy emosioneel uitgeput is, wanneer jy voel jy kan nie meer nie, wanneer jy fisies nie meer kan nie, wanneer jou liggaam nie meer kan nie. Dit is al daai woorde vir ek is dors. Ek soek iets, ek smag na iets, maar ek het dit nie. Dat ons stadig sal oorweeg, die Here ken daardie emosie, daardie menslike gevoel, daardie menslike versigtiging. Hy het ook daar gestaan. Geliefdes, dit is merkwaardig. Nie 'n ver af God nie, maar 'n God wat weet, wat naby ons dors, wat ons maar ly in hierdie lewe is. En soos ons gesien het, nie net 'n fisiese dors nie, die geestelike dimensie ook. Die dors na sin in die lewe, die dors na betekenis, die dors na ware lewe. Daardie dors het die mens ook. God het ons ook so geskaap om daardie versigtiging te hê van die geestelike, en dan sien ons juis in die kruis het hy dit vervul. Daardie leegheid, sodat ons vol kan wees. Daardie dors, sodat ons dors vir altyd geles sal wees. Want dit bring ons dan nou by die tweede uitroep, die kreet van dis volbring. Nadat Christus die asyn ontvang, suur wyn gehad het, sê hy dit is volbring. En omdat dit so naby aan mekaar staan, dan sou mense gedagte wees, maar dit is volbring beteken dit is reg, dit is gedoen, dis klaar, dat Christus hier verwys die suur wyn wat hy ontvang het, dat dit volbring is. Ek is dors, hulle het my iets gegee, dit is goed. Dis nie wat Jesus daar beteken, die woord volbring nie. Want ons sien nou, juis asyn kan nie jou dors les nie. Hierdie volbring strek veel wyer en baie dieper. In die Grieks is dit een woord, aangrypende woord, tetelestai. Dink jy sou dit ook al elders gehoor het. Hierdie een woord, baie betekenisse, maar dit handel maar grootliks oor hierdie stuk van afgehandel. Tetelestai in die Grieks beteken dis klaar, dis voltooi, dis betaal, ten volle vereffen. Jy kan hoor, dis al hierdie woorde van finaliteit. Dis 'n oorwinningskreet. Dit wat Christus kom doen het. Die sonde van die wêreld wat hy op hom geneem het. Die verlossingswerk wat hy gedoen het. Dit is waarna die Here verwys. Dit is wat tetelestai is. Dit is wat klaar is, wat volbring is, wat gedoen is. Is die verlossingswerk van Christus. Dan vra mens, maar wat is verder nog volbring? Ek dink, dis juis in hierdie diepte, die wyte van hierdie woord is, alles is volbring. Al die Ou Testamentiese profeseë wat na Christus verwys, is volbring, dis gedoen, dis klaar. Die wet se eise.
Die mense versigtiging wat dink, ek moet deur goeie werke God se guns verdien, dis klaar, dis verby, want die mens kan nie. Christus alleen, straf vir sonde, pad na verlossing, weg is gebaan, dis klaar, dis gedoen, dis voltooi, tetelestai. Niks om meer by te voeg nie. Jesus sê nie, dis amper klaar nie. Hy sê nie, wat ons baie keer doen, waar ons met mense omgaan, ek het my deel nou gedoen, jy kan ook nou so 'n bietjie help hier in hierdie saak. Christus het alles gedoen. Geliefdes, want ons trek dit ook deur tot ons geestelike lewe. Die mens wat iets wil doen vir erkenning, en in 'n samelewing is dit belangrik. Anders is daar nie produktiwiteit nie, anders is daar nie vooruitgang nie, maar ons wil dit toepas op ons geestelike lewe ook en dit werk nie. Er is niks wat die mens kan doen om ons verlossing te verseker nie. Dis reeds verseker alleen in Christus, daardie woord volbring. Dis nie ons pogings nie. Dis God se voltooide werk. En hier kom die menslikheid deur, want ek dink dit gebeur meer kere as nie. Hoe waar is dit ook nie, dat die mens hierdie versigtiging het, juis omdat dit in die samelewing so werk, ons moet doen iets vir iets, werk vir iets, dat ons voel ons moet God se guns verdien. En dan sê die woord, jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie, maar jy hoef ook nie. Want Christus het dit reeds gedoen. En dis waar iets van ons menswees dit nie lekker verstaan nie. Dit onderstreep ons menswees, maar dat ons die woord sal vertrou, glo, die verlossing ons eie maak. Daar is niks wat jy kan doen, dat jy verlos is nie. Dit is alles Christus. En sou die beste werke van die mens nog iets wil probeer doen, skiet dit ver te kort. Want is Christus en Christus alleen. Jy kan hoor hierdie sterk reformatoriese taal. Deur die eeue heen hoe dit gepredik word. En ons hoor dit so gereeld dat ons dit maar gelate aanvaar. Ja, ons weet nou al. Maar sien ons die implikasie daarvan raak. Christus en Christus alleen. Geliefdes, in hierdie twee kruiswoorde, ek is dors, leegheid, en dit is volbring, volheid, staan dit eintlik as ware in kontras met mekaar. 'n Kreatiewe spanning wat in hierdie teks ook daar is. Christus wat leeg word, sodat ons vol kan wees. Christus wat dorsheid beleef, sodat ons water en die lewende water in oorvloed kan smaak. En Jesus sê dit in Johannes 7, wie in my glo, strome lewende water sal uit hom uitvloei. Geliefdes, hierdie twee kruiswoorde staan egter ook nie alleen nie. Ander 5 ook daarmee saam. Dit is deel van die groter geheel van die essensie van die evangelie. Ons sal in die Bybelstudie bietjie dieper daarna kyk. Die eerste kruiswoord, Vader vergeef hulle, begin met woorde van vergifnis. Woorde van Jesus aan die misdadiger aan die kruis, waar hy vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, is woorde van hoop. Of waar hy vir die disipel vir wie Jesus baie lief was, vir Johannes gesê het, daar is jou moeder, verwysende na Jesus se eie moeder, Maria, wys woorde van sorg. Of hierdie uitroep, my God, waarom het U my verlaat, wys God verlatenheid, wat Christus aan die kruis beleef het.
En wat ons na gekyk het, ek is dors, is die menslike nood. Christus wat bekend is met dors wees. En dis volbring, verlossing wat voltooi is, klaar, tetelestai. En dan die laaste kruiswoord, Vader, in U hande gee ek my gees oor, is woorde van volkome vertroue. Daar is nie noodwendig 'n volgorde hoe dit gesê is nie, omdat ons die evangelie so met mekaar vergelyk. Ons kan min of meer, soos jy ook later in die voorlesing gaan hoor, wat moes gevolg het, maar dit maak nie saak nie. Hierdie 7 volmaakte getal, bou 'n geheel op van Christus se verlossing. Pad wat hy gestap het vir die mens. En dan, geliefdes, gaan ons verhaal verder. Baie sterker in 'n historiese weergee van wat het vervolgens gebeur. Na Jesus se laaste kreet, uitroep en waar sy hoof op sy bors gesak het en die laaste asem uitgeblaas het, word dan vertel wat verder gebeur. En krities belangrik, sê die evangelis hier, Christus het gesterf. Dit was geen skyndood gewees nie, dit was nie dat Christus flou geword het nie, hy het werklik gesterf. Soos 'n mens sterf en jou laaste asem uitblaas. En weer word die skrif vervul soos dit in die Ou Testament beskryf in onder andere Psalm 34 en Sagaria 12. Geen been van hom sal gebreek word nie en hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Presies so aan die kruis ook gebeur. Paasfees was op hande. Eintlik is kruisiging 'n baie lang proses van sterwe. Dit wys ons net die omvang van Christus se geeseling, dat hy redelik vinnig aan die kruis gesterf het. Maar dan sien ons uit die evangelies dat die 2 aan sy kant het nog nie gesterf nie. En die Jode vra vir die owerheid, maar hierdie mense moet af van die kruis kom, want ons Paasfees wil ons vier en ons wil nie hierdie gesig hê nie. En soos die Romeine dit kan vervolmaak om mense te laat ly, lees ons dan hierdie gruwelverhaal van hoe iemand se bene aan die kruis gebreek sal word. Maar die Ou Testament het beskryf, die lam van God sal sterf, maar sy bene sal nie gebreek word nie. En daarom hierdie weergee in die evangelie, toe hulle by Jesus kom, vind hulle hom reeds dood. In ander woorde, onnodig om die proses van sterwe nou nog te versnel. Selfs vir die Romeine, wat so wreed kan wees. Maar dan die toets. Hoe weet ons hierdie man is werklik dood, en daarom met die spies in die sy, waar bloed en water uitgekom het. Die evangelies, geliefdes, wat vir ons ook wil weergee, die omvang, Christus het gesterf. Hy was werklik dood. God se plan, haarfyn. Alles gebeur presies soos hy dit bepaal het, hoe ver sy liefde vir die mensdom strek. Geliefdes, maar hierdie kruiswoorde vra ook 'n reaksie, soos dit deur tyd heen ook resoneer en echo as het ware. Tot hier nou vandag, waar ons hierdie woorde hoor. Hierdie uitroep, ek is dors, vra as het ware, sien ons die diepte van sy liefde. Besef ons die dors op veler vlakke wat Christus beleef het, dat hy dit vir die mens, vir ons, gedoen het. En dan die woorde, dit is volbring, is die vraag, glo ons dit regtig? Leef ons werklik as mense wie se skuld betaal is? Want dit is ongelukkig waar, geliefdes, mense glo aan Jesus, baie anders as om te glo in Jesus, maar leef nog steeds asof hulle self moet red, asof ek iets moet doen.
Ons dra 'n skuld wat reeds vergewe is. Ons leef in vrees wat reeds oorwin is. Asof hierdie omvang van die woorde, dit is volbring, nie heeltemal volbring is nie. Want ons voel altyd, ek moet nog iets doen. As ons dit werklik glo, beteken dit, jy is reeds vergewe. Jy is reeds vry. Jy is reeds God se kind. Nie omdat jy goed genoeg kan doen nie, maar omdat God oorgenoeg reeds gedoen het. Geliefdes, in daardie opsig is die kruis van Goeie Vrydag nie net dit 'n kruis wat ons so vanuit die verte uit bewonder vir hierdie daad van Christus nie, maar dis iets wat ons omhels, ons eie maak. Eie maak juis in die sin om te besef, dis vir my dat Christus daardie dors deurgegaan het. En daarom kan ek na hom toe kom met my dors. My dors na betekenis, my dors na vrede, my dors na vergifnis, my dors na sin in die lewe. Jy kan hoor, dis 'n uitnodiging, dis 'n nadertrek, dis nie iets om in die verte net te bewonder nie. Want die kruiswoorde het hard en duidelik geklink, ook dit is volbring. Moet dit nie op 'n ander plek gaan soek nie. Dis een van daai dinge wat jy weet, jy gaan soek en nie vind nie. Dis alleen in Christus. En so, geliefdes, resoneer hierdie kruiswoorde tot vandag. Tot ons eie lewe. Vir jou. Tetelestai. Dis klaar. Dis voltooi. Dis ten volle betaal. Veral vir my en jou. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle nou tot in alle ewigheid. Amen.